Môre graad 2's, vandag se leeslesie gaan ons doen as 'n gedeelde leeslesie. So juffrou gaan 'n stukkie saam met jou lees. Die eerste keer gaan juffrou die gediggie lees en jy moet net op die skerm kyk en jy moet met jou oogies volg waar juffrou lees. Die titel van ons gediggie is Gedoente met groente deur anoniem. Nou julle kan onthou, as ons sê deur anoniem, dan beteken dit ons weet nie wie die persoon is wat die gediggie geskryf het nie, nee, so ons weet nie wie is die skrywer nie of die digter nie. Goed, volg nou mooi met jou oogies waar juffrou lees. Spin saam met asie is grasgroen spinasie. R saam met ape is spierwit rape. As saam met persies is liggroen aspersies. B saam met eet is donkerrooi beet. Patats laat my wurg. Dis w saam met urg. Nou gaan juffrou hom weer 'n keer vir jou lees, maar hierdie keer moet jy hardop saam met juffrou lees. Gedoente met groente deur anoniem. Spin saam met asie is grasgroen spinasie. R saam met ape is spierwit rape. As saam met persies is liggroen aspersies. B saam met eet is donkerrooi beet. Patats laat my wurg. Dis w saam met urg. Nou moet jy die gediggie alleen lees sonder dat juffrou saam met jou lees. Goed, kom ons kyk nou weer na die gediggie. En nou gaan ons kyk waar is die rymwoorde. Onthou julle het geleer dat wanneer ons in 'n gediggie die rymwoorde soek, dan soek ons aan die einde van elke reël waar die rymwoorde is. So as ons sê, spin saam met asie is grasgroen spinasie, dan kan jy sien, asie en spinasie rym met mekaar. Daarom het ons hulle twee met dieselfde kleur omkring. Dan gaan die gediggie aan en hy sê r saam met ape is spierwit rape. So ape en rape rym met mekaar. As saam met persies is liggroen aspersies. So daar sien ons persies en aspersies rym met mekaar. B saam met eet is donkerrooi beet. So nou sien ons eet en beet rym met mekaar. Patats laat my wurg. Dis w saam met urg. Goed, nou gaan jy vir juffrou die vragies
in volsinne moet antwoord. Maar nou wil juffrou hê jy moet onthou, as ons in volsinne antwoord, beteken dit dat daar 'n deel van jou vragie in jou antwoord is. So byvoorbeeld, as die vragie sê, watter woord maak pyn en appeltert? Wanneer jy dan jou antwoord skryf, dan skryf jy pyn en appeltert maak die woord en dan skryf jy die woordjie. So sien jy, in my vragie was woord maak pyn en appeltert, het juffrou met pers gemaak. Want ek het daar dieselfde woordjies weer gebruik in my antwoord, sodat dit in 'n volsin geantwoord kan word. Nou kyk jy op bladsy 17 in jou paddaboek, en jy antwoord al daardie vragies vir juffrou in volsinne, onthou om ook jou rymwoorde te omkring met verskillende kleure, en dan kyk jy Vrydag na die memorandum, om te sien of jy alles reg beantwoord het, en alles reg omkring het. Geniet die leesstuk.